kry by die tol, want jy ons net brood en melk. Ek staan aan die tol en besef, of my vrou is ontvoer, of sy kry nie net brood en melk. En ek weet nie of jy ooit mans hierdie gedoen het nie, vrouens is soos ninjas in 'n ding. Jy sien haar in hierdie ry, en jy dink jy het haar. En as jy weet sien, is hy weg. En dan loop jy in daai ry so op en af, en jy soek. En mense dink jy is weird, dit lyk of jy een van hulle misdadigers dat mense opcheck. En ek soek haar, ek stel my winkel, en ek kry haar nie, en hoe langer ek soek, hoe kwater. En hoe meer ongelukkig, en hoe werk ek myself op soos brood en melk. Ek weet wat sy gedoen het. En sy kom met so groot glimlag, aangeloop met die trolley. En in plaas dat ek doen wat die Bybel sê ek moet doen, sê ek vir haar, lyk nie soos brood en melk nie, Natasha. Ek dink ek gaan in die kar weg, en ek wip my helm. En ek vra vir Afrikaans deel van sy bestuur op ons nou met my arm en sê, dis een klein sienkie. Ek wil in die kar weg, en ek gaan sit in die kar. En toe ek in die kar sit, dit het so 2 secondes gevat, toe ek besef hoe stupid ek is. Maar nou weet ek waar preek ek ook vandag. En ek besef weer, kwaad word is makkelijk. Kwaad word is makkelijk. En almal van ons sukkel mee. Maar as ek net geduldig was, het ek nooit by kwaad word is uitgekom. Spreuke 19:11, verstandige mens bedeel sy meer. Bedeel sy meer. En stel sy eer daaraan om vergewensgesind te wees. So, iemand wat verstandig is, hou sy meer toon. En wanneer jy dit doen, respekteer mense. Wanneer mense dit doen, kry jy eer. Nou ons wil nie die eer jaag nie, maar die vergewensgesind. En jou meer in toon. Ek hoor mense sê, ek word so gou kwaad. Ek het dit al gesê. Ek word net so gou kwaad. As jy dit sê, onthou net asseblief, dis nie Bybels nie. Party mense sê, wel, dis maar net hoe ek is. Ek weet, ons raak net, nee. Dis hoe jou sonnige natuur is. So by the way, jy word nie kwaad nie, jy is kwaad. Dis wat die Bybel ons weet. Ons word nie kwaad nie, ons is kwaad. Jy word kwaad gebore, want dis deel van ons sonnige natuur. Galasiërs 19, die praktyk van die sonnige natuur, woede is een van daai praktyke. Dit is wie jy is. Kwaad word, dit kom natuurlik. Geduld kom nie natuurlik. Woede maak jou blind. Soos toe ek in aan Checkers was ek blind gewees. Ek het nie eens gedink nie. En ek weet nie van julle nie, maar gewoonlik as mens kwaad is. Dit is nie die tyd dat jy op jou beste dink nie, reg? Hoeveel keer is jy spyt na die tyd, dat jy goed gesê het en goed gedoen het en jy kwaad is? Met 'n side note hierson, oor die algemeen sê vrouens meer goeie van hulle kwaad as wat hulle nie doen. Want dis emosioneel en so mans het moet meer gedaan. Okay? Vat dit op die kind. Moenie so opset raak op jou vrou. Maar mans kan maar net so mean wees, want ons wil nooit verloor nie. Ons wil die fight wen. Wat is die wortel van kwaad? Waar kom dit vandaan? Waar kom hierdie storie vandaan? Jakobus 4 help ons baie mooi om te sien waar kom woede vandaan. Vers 1 van hoofstuk Jakobus hoofstuk 4. Waar kom die stryd vandaan? Ek kan eintlik 'n beter versie kry nie. Waar kom die rusie onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne in julle broed? Dis waar woede vandaan kom, ongeduld vandaan kom. Selfsug. Ek is baie belangrik.
Daarom moet jy net brood en melk koop, sodat my dag makliker en vinniger kan wees, en ek net, jy moet net alles doen om my lewe net awesome te maak. Selfs. So hoe wen mens kwaad? Hoe kwaad word? Hoe wen mens nie? En ek, 3 ou vriende wat ek genooi het om ons vandag te help, net om 'n bietjie perspektief te sien. Die eerste vriend is daar in Romeine 12. En ek lees vir julle daar van vers 17 af. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. Kwaad met kwaad vergeld. Ek het 'n doktersgraad aan dit. Jy sê, Natasha sê dit en ek sê ja, maar jy. Of ek kan jou terugkoop. Dis ons natuur, en dit is nie wat ons doen nie, dis wie ons is, en as gevolg van dit, gebeur dit. As dit moontlik is, so ver, vers 18 van Romeine 12, so ver van julle afkom, leef in vrede met alle mense, moenie self raak neem, nie geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan ons geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. God sê, los dit uit. So as 'n aanbreker in jou huis inkom, wie wil jy hê moet jou beskerm? Sal jy vir Esther is die voor, sy is nog jonk en sterk, sal jy vir Esther wil hê om jou te beskerm, of sal jy vir Freek wil hê om jou te beskerm? Wie sal jy wil hê? Freek, steek dit op jou aan dat die mense nie sien groot is. En ek bedoel nie groot soos ek, ongesond groot, die Freek is gesond. Wie wil jy moet jy beskerm? Ek kan Freek kies, sorry Esther. Die rejection is maar deel van die deel. Ja, is nie gek, maar ons gaan sê nee dan. Dis 'n harde nee vir ons. Wie wil jy hê moet daai ou of daai vrou uitsoek? Jy of God? Dis 'n bietjie vindictive dink, né? So dis my vindictive side. So vrouens wat sit onder 'n man daar te sê altyd, hey, jy gaan met jou man beklei omdat hy nie reg behandel nie. Maar los dit maar vir die Here. Dis nie jou werk nie, jy is nie God nie. So jy mag nie 'n goeie God hê nie. Maar hier's 'n goeie nuus. Die Bybel sê God sal hom uitsoek. En ek dink God doen 'n beter werk as jy. Hy is baie sterk as jy om met jou man te werk. Los dit vir God. Dis 'n wonderlike ding, hè? Los dit vir God. Buitendien, ek en jy is sondaars wat met ander sondaars saamleef en dit is moeilik om objektief te wees. Hy gaan verder en hy sê, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen moet jy hom vuurrooi van skaamte maak. Mense lees hierdie gedeelte en jy dink, hy sê, hy praat maar net in die lug. Ja. In die Bybelse tyd was eet en drink was deel van 'n kultuur wat baie gasvry gewees. En gasvryheid was baie belangrik. Dit is dalk nog steeds, maar nie soveel meer nie vir dit vir my. En hy sê, behandel die mense wat jou vyande is, die mense wat jou lewe moeilik maak, die mense wat teen jou is, behandel hulle soos royalty. Behandel hulle beter as enige iemand anders. Nooi hulle vir ete. Gee vir hulle iets om te drink. Betoon liefde aan hulle. Dis moeilik. Die laaste ding wat ek wil doen, is om mense wat my toets kos te gee. Dalk wil ek kos gee, maar ek sê iets in die kos. Jy weet, broodlegs of iets soos dit. Dis van my sondige natuur lê. Ek wil hulle nie help nie, maar God sê, dis wat ek wil hê jy moet doen. So moenie kwaad wees vir hulle, moenie vergeld nie. Moet jy nie beklei nie, los die bekleiery vir my, hier's wat jy moet doen. So ek gaan nie beklei doen, hier's wat ek wil hê jy moet doen. Jy moet vir hulle kos gee. Jy moet vir hulle liefde gee. Is dit nie amazing nie? Dis wat God sê. Kom ons deel die werk uit soos dit hoort. Maar hier is die antwoord vir hoe om kwaadheid te wen.
in vers 21 som hy op en hy sê, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie. Moenie dat die kwaad wen in jou hart nie, want dis wat ons die hele tyd laat doen. Ons laat die kwaad wen, maar oorwin jy die kwaad deur die goeie. In ander woorde, doen hierdie wat ek nou net vir jou gesê het, en dis die manier hoe jy die kwaad sal oorwin. Dis die manier hoe jy nie die hele tyd kwaad sal doen en kwaad sal wees. Die tweede goeie vriend is in Jakobus 4, in 1 Korintiërs 13, ekskuus, 1 Korintiërs 13. Ons ken hierdie goed, by trouwens wat is dit? Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Hoor jy, die liefde is geduldig. Dit is nie afgunstig nie. Hoe baie keer is daar bekleierery en afguns in ons hart? Is nie grootpraterig, is nie verwaand nie. Handel nie onwelvoeglik nie. Soek nie sy eie belang nie. Is nie lig geraak nie. Lig geraak, hy voel baie woede, want hoe durf jy? Hou nie boek van die kwaad nie. As jy enige iets hou teen iemand wat in die verlede gebeur, is dit sonde en God sê dis nie liefde nie. Dit verbly hom nie in onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. So die eerste ding is, as jy kwaad word en woede wil wen, is doen die regte goed, of tree reg op teenoor ander mense. Die tweede ding is, laat dan liefde groei in jou hart, laat die liefde groei in jou hart. En daai liefde kom net van God af, daar's niks in my en jou. Hierdie is nie natuurlik nie. Die woede kom natuurlik, die liefde nie. Die liefde kom van God af. Die derde vriend wat vir ons bietjie kom help is Jakobus, in Jakobus 4. Ons het daar gelees, in Jakobus 4 vers 1 het ons gelees oor die rede hoekom julle so beklei is oor julle selfsug in julle eie harte. Maar nou kom gee hy vir ons antwoord hoe om te wen. In vers 7 sê hy, onderwerp julle dan aan God, so staan die duiwel teë en hy sal van julle al wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Een kommentaar het dit so beskryf, en ek kan dit nie beter stel nie. Proximity to God kills anger. Luister weer mooi, proximity, naby aan God te wees, proximity to God kills anger. As jy sukkel dat jy kwaad is, as jy sukkel met woede, beteken dit jy is verder van God af as wat jy moet wees. En as jy nader aan hom kom, dan gaan jy meer sy liefde beleef en jy gaan meer in sy wil wees. Want soos enige ander kind, my kinders is die soetste as hulle by my is. Is dit nie so nie? Kinders raak stout wanneer hulle nie by my en pa is. In ons huis, as het stil raak, weet ons al serieus probleme. Teen daai tyd is dit gewoonlik te laat. As die stilte tref, is dit gewoon, die skade is gewoonlik teen daai tyd al gevorm. Maar ek weet, julle kinders is nooit so stout soos myne nie. Nee, bly naby nie. Bly naby nie. Spandeer tyd in die stilte tyd om God se aangesig te soek. Praat met hom. Leef naby aan hom. Dis wat hy wil hê. Dis eintlik hoe jy alles wen, alles sonde wen, bly naby aan God. Die ironie is wanneer ons so kwaad is, partykeer is ons kwaad vir God op te hou. En dis dalk die probleem. Ons is nie tevrede met wat hy ons gee nie. En ons is nie tevrede met wat ander mense ons gee nie, dan maak ons kwaad. Die Here sê nee, nader tot God en hy sê tot jou nader. Nou goed, as jy hierdie woede wil wen, dan moet jy jou eie kleinheid en jou eie sonde besef. Want dis soos die Here Jesus ons leer, toe hulle die vrou met klippe wil doodgooi oor haar sonde. Toe sê hy vir hulle, laat hom met geen sonde die eerste klip. Want ek en jy is sondaars en kan ons maar meer geduld hê met ander sondaars, omdat ek nie 'n skoon rekord het nie.
Niemand sê dit is maklik nie. Maar as jy 'n kleiner begrip het van wie jy is, as jy jouself bietjie verkleineer, my hele lewe lank hoor ek mense sê, ek moet baie meer vir myself doen. Goeie selfbeeld. Dis nie ons probleem nie, sê die Bybel. Inteendeel, die Bybel sê, dit is ons probleem as gevolg van sonde. Ons sien onsself nooit as swak en sleg. En ons te groot dink van onsself. As jy daar sit en jy dink, seker wat ek net vir jou verduidelik, die Bybel sê jou eie ek is die belangrikste persoon in jou lewe sonder Jesus. As jy nie 'n kind van God is nie, is jy is die belangrikste persoon vir jou. Dus hoekom sonde bestaan. Elke sonde wat ons doen, kan teruggetreis word na hierdie een ding toe, selfs. Elke sonde. Almal moet alles doen soos ek daarvan hou. Alles te raak ek kwaad en vernig. En die Bybel sê, party mense is kwaad want goed het gebeur in hulle lewe. Partykeer jare terug, partykeer in hulle kinderjare, het goed skeef geloop. Partykeer is dit, man, iets het gebeur en van toe af, leef jy net met hierdie woede in jou hart. Want jy het nog nie eintlik gedeel nie, daar is nog nie vergifnis en herstel nie. En dis jammer. Dalk is dit goed om te vergewe en soos Paulus sê, dit agter jou te sê en uit te strek, dit laat dit wat voor is. Nie meer gevangene bly van daai woede. Partykeer kry ek mense wat regtig net kwaad is, alles. En hulle is nooit gelukkig nie. In plaas van om die ou dood te maak jou reg om kwaad te word dood, sê ek. Jy het nie reg om kwaad te word nie. En partykeer is dit baie slim, ons sit die woord heilig voor woede en dan dink ons dis okay, met 'n heilige woede gehad. Nee as dit oor jou gaan, 'n heilige woede gaan oor God en sy eer. 'n Heilige woede gaan nie oor my. So moenie altyd dink as jy heilig voor woede sit en maak dit okay. Natuurlik het ons bid en die Here vra om ons te help hier. Here help my om meer geduldig te wees, Here help my om meer liefde te hê. Help my om nader aan U te kom. Here help my om minder kwaad te wees. Help my om te aanvaar, Here, dat dit wat met my gebeur het, of dit waar ek nou is die beste plek vir my wat U weet. Dan ontwond ons daai kwaadheid. En wees gou om jammer te sê, praat, wees gou om jammer te sê. Partykeer as ek en Tasha val, kyk ons bietjie die langste uithou nie jammer te sê. Ek gaan nie jammer sê nie. Sy moet kom jammer sê. Sy dink, ek gaan nie jammer sê nie. Hy is verkeerd soos gewoonlik. Sy is reg. Hy moet kom jammer sê. Hoe werk dit? Weet jy hoe werk dit? So ons is, vir hoe lang dit ook al vat, is ons miserable en ongelukkig. En daar's niks vreugde in my of in haar hart. So kan ons dit los en kan ons kyk hoe vinnig ons kan jammer sê. Kan ons dit probeer? Wil julle dit saam met my probeer? Soos jy uitdag, kyk hoe vinnig jy kan jammer sê. Nou, luister jy net hier 'n praktiese tip. Ouens, as julle vrouens kwaad is, geen is paas. Moenie sê, jy het net gesê, ons moet vinnig jammer sê. Jy is nou al vir 'n volle 30 sekondes kwaad. Ek dink, ons moet Bybels hieroor dink, kom ons sorg tyd. Nee, dis nie te bedoel nie, ek bedoel, as daar konflik is, gee mekaar spasie, maar 'n uur is genoeg, niks meer as 'n uur. Almal moet binne 'n uur kan afkom. En as dit dan dit wat, dan moet jy met my kan praat. Maar jy het 'n uur om af te kom. Maar ons kan nie net los nie. Vers 10. Moenie sê die ou dae was beter as nou nie. Dit is nie uitwysend dat iemand so sê nie. Nog anders, hy
hy's anders geskryf in die Hebreëus hierson, hè. Hy's snaaks geskryf. Hy lees anderste. As hy sê dis nie uit wysheid dat 'n mens so sê nie. Hy lees nie dieselfde soos dis nie wat dit is nie wysheid nie of 'n wyse mens tree nie so op nie. Dit is amper asof hy 'n bietjie dit duideliker wil maak en sê dit is regtig nie cool om dit te sê nie. Moenie sê, let op dit, moenie sê die ou dae is beter as nou nie. En ek dink ons het al hieroor gepraat. Almal praat van die ou Suid-Afrika is beter as nou nie, dit was nie. Sorry. Dit was nie. Dit is dalk beter by tye vir sommige mense, maar nie vir alle mense nie. En selfs vir ons, ek onthou as kind, dieselfde goed waarmee ek en Natasha nou sukkel, het ons toe ook mee gesukkel. Weet julle wat daar's net een ding waarna ek en jy Bybels kan verwys, as die goeie ou dae. Weet julle wanneer is dit? Die tuin van Eden. Alles na die tuin van Eden is nie die goeie ou dae nie, want dit is 'n sondige, gebroke wêreld. Ons kies om net die goeie van die ou dae te onthou, maar dit is nie die goeie ou dae nie. Partykeer van mense deur finansiële druk, jy dink, kan jy onthou die goeie ou dae toe ons nog geld gehad het? Wel, jy het ook geld gehad, maar daar was toe 'n hele klomp ander goed wat 'n probleem was, reg? Altyd in jou lewe was daar iets, sê die Bybel, wat nie goed is nie. En God sê, luister nie Lukie nie, God sê, moenie sê in die goeie ou dae was dit beter as nou nie. Want eintlik wat gebeur is, dan sê ons, waar ons nou is, God het 'n fout gemaak. En ons vertrou hom nie. En dan raak ons ongeduldig, want ons dink aan die ou dae. Want weet u, ek nog gesond was, of ek dinge nog makliker was. En ons dink aan die ou dae, ons hou vas aan die ou dae. En dit veroorsaak ongeduld en ongelukkigheid in my lewe. En dit lei na woede, kwaad. En gewoonlik haal ons dit uit op die mense wat die naaste aan ons is, vir wie ons die liefste is. Dis die hartseer. Ons het vroeër gelees dat as hierdie einddoel, as ons 'n doel iets het waarop ons werk, dan help dit ons om meer geduldig na dit te werk. En ek het gepraat oor daai doel is ultimately God in die hemel en hom as persoon in ewigheid saam met hom. Dit is die groot einddoel wat ons die hele tyd in sig moet hou, né? En wat ons kan motiveer en ons geduldig maak. Want as jy sien hoe groot God se genade in jou lewe is, dan is dit baie, baie, baie moeilik om ongeduldig te wees. Want jy is net bly dat jy nog nie doodgemaak het. Maar as ook 'n doel met alles, 'n doel met die huwelik. Die doel met die groot oorkoepelende doel met die huwelik is God moet eer kry, né? Deur my en Natasha se verhouding moet God eer kry. Maar in daardie verhouding is God se doel vir my om haar lief te hê en haar te dien en haar so te laat voel dat sy regtig ervaar dat ek lief is vir haar. En God se doel vir haar in die huwelik is dat sy in my onderdanig moet wees en my moet help om dit wat God wil ek moet doen te bereik. En dis die doel. As ons doel nie die eer van God is nie, maar primêr dat ek gerespekteer moet word of dat sy liefgehê moet word, gaan daar baie ongeduld en baie bekleierery in ons huis wees, reg? Want dan gaan dit oor ons. Maar as die groot doel God se eer is, God se naam, dan help dit my om meer geduldig te wees, want dit gaan oor my. Die einddoel is God. Nou, party van julle, wat daar enkel is, wil ek julle sê, dus, respekteer ek, dis 'n paar julle. Moenie dink dat as ek net 'n vrou of 'n man kry, jou lewe gaan awesome wees nie. Party mense dink as ek net daai een kry, of net daai man kry, net daai vrou kry, dan gaan alles net uitwerk. Maar as daar is nie 'n ander mens op hierdie aarde, jy sal nêrens 'n persoon kry wat jou kan heel maak nie. Net Jesus kan dit doen. En dis hoekom selfs in die huwelik of in enige ander verhouding moet jy nie 'n verwagting hê dat hulle jou moet heel maak nie.
Jesus dat dit kan. So die doel nie huwelik is nie lekker vakansies en memories maak en dit is awesome, dit is lekker en dit is reg en dit is mooi, maar die doel is God, want daai goeders, as dit nie gebeur nie, dan gaan ons ongeduldig en kwaad word. Maar as God die doel is, dan maak daai goed nie soveel saak nie. En dan is daar minder partye. Maak dit sin? Fik julle dit? Ja, want as jy net ons geluk chase, gaan jy die hele tyd ongeduldig en kwaad opeindig. Die einddoel met kinders is nie dat hulle net gelukkig moet wees en morele kinders moet wees nie. Die uiteinde is om te leer van gehoorsaamheid en dissipline en dan te leer van God en van Jesus en dan te leer van sy alomteenwoordigheid, van sy al wysheid. Om te leer van die wonder van die evangelie. Hulle diep dinge van teologie te leer. Teologie is nie iets wat jy gaan studeer nie. Teologie is as jy die Bybel lees en die Bybel sê God is oral, dis teologie. Leer ons kinders. Ek dink ook die doel met die kerk is belangrik. Hier is die amazing gedeelte en ek maak dit klaar. As jy allemaal wakker. Maak het soos jy wakker is. Goed, die partij wat nie wakker is. Daar is hier 'n ongelooflike gedeelte in Efesiërs hoofstuk 19, hè. Dis 'n ongelooflike gedeelte. Paulus en 12 ander gelowiges van 'n kerk keer die hele geestelike, die hele sosio-ekonomiese wêreld van Efese, die stad om. Verander alles. Dit raak so ongelooflik dat daar is ouens in die stad wat afgodsbeeldjies gemaak het en verkoop vir geld. Mense kom verby, hulle koop afgodsbeeldjies. En soveel mense se lewens het verander geword dat hierdie ouens begin geld verloor. En hulle hele vergadering waar by mekaar kom en sê, ouens, as hierdie Christene aangaan soos nou gaan almal Christene word en ons kan nie ons beeldjies kan verkoop nie en ons besigheid gaan sink. Is dit nie ongelooflik, julle? Dat die Christene so geleef het, so uitgegaan het, hulle het 'n doel gehad. En God verander die hele stad, met 13 mense. Ek dink ek kan dit ons doen. Dus kom by Rietfontein is ons visie om God te eer deur disippels te wees en disippels te maak, maar dit gaan primêr eerstens, heel eerste, altyd alleen oor God se eer. Nie my en jou eer nie, God se eer. En wat die maksimum eer in sy naam bring, dit doen ons. So, uitdaging vir die week. Gaan dink bietjie oor hoe baie jy kwaad raak en waaroor jy kwaad. En gaan dink bietjie hoe maklik dit is om jouself te verhef tot 'n plek waar jy die reg het om kwaad te word en hou op te let. Maar onthou wat ons gesê het, doen die regte goeders. Doen wat die Bybel sê, wees lief vir jou vyand. Gee dit vir God wat hy nou sê. Moenie kwaad vergeet. Kom nader aan God. Kom baie nader aan hom en groei in die liefde. Amen. Ons bid saam. Here, ons sukkel met hierdie Vader, want ons is sondig en selfsugtig. Ek meer as almal. En dit is moeilik, Here, om baie keer nie kwaad te word nie, want ons voel verontreg. Ons voel te genadig. Dankie vir die woord wat vandag vir ons kom wys het. Dat God se manier anders is. Here, en eintlik is dit so wonderlik dat U ons so lief het, dat U ons nie miserable wil hê nie. Dat U ons nie ongelukkig en kwaad en bitter wil hê nie. Niemand geniet dit om kwaad te wees. Daar is geen vreugde in dit. Maar U sê, vertrou my, glo my, bly naby my. En ek sal jou help om daai woorde te oorwin, sodat jy ook vreugde en vrede kan hê. Dankie dat U is wat dit in ons doen.
Dankie dat dit nie ons liefde is nie, maar u liefde wat in ons is. En dat u is wat ons help om te wil en te werk. Doen dit dan in Jesus se naam. Amen. Here sien julle, baie dankie. En ons, ek dink daar is koffie en tee agter. Dis sal jy sommer 'n bietjie check daar vir die koffie en tee sal nie lidmate is. Die keer wat nie lidmate is ook welkom net vir die rekord om te bly. Meer as welkom. Jy mag net nie stem nie, maar jy is welkom om te bly. Goed, dankie julle.